28 November. Die Christus te aanskou, word ons soos hy. Ons verlang na 'n blik op sy heerlikheid. Laat my tog u heerlikheid sien. Eksodus 33 vers 18. Dit is ons voorreg om hoër en nog hoër te reik na duideliker openbarings van die karakter van God. Toe Moses gebid het, laat my tog u heerlikheid sien, het die Here hom nie bestraf nie, maar sy versoek toegestaan. Dit is sonde wat ons verstand verduister en ons begrip benewel. Na mate sonde uit ons harte verwyder word, sal die lig van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus, die lig wat sy woord verlig en deur die natuur weerkaats word, al meer verklaar dat hy barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid en trou is. In sy lig sal ons die lig sien, totdat verstand en hart en siel in die beeld van sy heiligheid verander word. Vir hulle wat die versekering van Gods woord so aangryp, is daar groot moontlikhede. Voor hulle lê die breë velde van waarheid, onmeetlike kragbronne. Heerlike dinge sal geopenbaar word. Voorregte en pligte wat hulle nie eens verwag om in die Bybel te vind nie, sal geopenbaar word. Almal wat in die weg van nederige gehoorsaamheid wandel en sy doel verwenslik, sal al meer van die woord van God weet. Die kosbare geloof wat deur God ingegee is, gee krag en edelheid aan die karakter. Na mate mense sy goedheid, sy genade en sy liefde bepeins, sal hulle begrip van waarheid helder en nog helderder wees. En hulle verlange na reinheid van hart en helder gedagtes, hoër en heiliger. Die siel wat hom in die atmosfeer van heilige gedagtes verdiep, verander wanneer hy deur die studie van die woord met God gemeenskap hou. Die waarheid is so groot, so verrykend, so diep, so breed, dat die eie ek uit die oog verloor word. Die hart word versag, totdat dit nederig, vriendelik en vol liefde is. Die natuurlike kragte word weens heilige gehoorsaamheid versterk.